Familie, wyse, welvaart. Is jou familie reg om wys met welvaart te werk? Welkom by die weeklikse gesprek waar kenners saam met families na eerlike antwoorde op moeilike vrae soek. Ontdek ware wyshede vir jou familie se welvaart. Loer en luister aanlyn. RUG, wysheid vir ware welvaart. Hi, baie welkom by nog 'n episode van Familie Wyse Welvaart, Niels. Hallo Willem. Dit gaan oor families, wie hulle welvaart tipies uit hulle familiebesighede genereer en al die wysheid wat hulle dan nodig het om dit te navigeer. Niels, my vriend hier, soos geoktroeëerde rekenmeester, ook 'n finansiële adviseur, self in 'n familiebesigheid, amper omtrent pad 70 jaar oud. Getroud met 'n CA, pa van 2 seuns. Ja, ek self kom uit finansies, welvaartbestuur, beleggingsbestuur, maar ja, werk al saam met Niels met families, met welvaart en besigheid vir oor die 20 jaar. So in hierdie deel tema 14, Niels, fokus ons maar meer aan die familiekant en die dinamika binne die families en hulle familieondernemings. Ja, ek dink hierdie gaan 'n baie interessante gesprek wees. Ek dink as jy dalk net gou wil sê waar ons in hierdie episode 95 gesels. Ja, so ons gesels oor die bestuur van realistiese verwagtinge en ooreenkomste in die sin van nie vergelykbaarheid nie, maar deals, as ek dit nou so kan sê, in jou familiebesigheid. Ja, en hoe mens tot eintlik 'n nuwe begrip van goed kan kom. Goed, so ek gaan hierdie aanhaling in Engels net op die skerm sit en dan gaan ek en Niels deur 2 praktiese voorbeelde saamwerk. So, die aanhaling sê eenvoudig dat families that are able to transform unshared expectations, so is baie keer 'n jonger generasie wat sekere verwagtinge het. Ek moet as ek 21 word, mondig is, moet ek 'n splinternuwe $100,000 kar kry, daai ding, want al my maats kry dit, en ek sien die foto's op Instagram, so ek moet dit kry, want hulle kry dit. Ja, so ek het verwagtinge, ek het nie my ouers gedeel nie, maar dis my verwagtinge. Ja. En die ouers voel nie, maar ons het nie so groot geword nie. Jy weet, jy gaan oupa se volla kry. En nou het jy daai 2 wêrelde in hierdie familiebesighede wat uit mekaar uit is. Hierdie ongedeelde verwagtinge, baie keer van die jonger generasies, en hoe mens deur 'n paar stappe net kan kom, waar jy dan tot 'n nuwe vergelyk, 'n nuwe ooreenkoms kan kom, maar een wat jy hopelik saam bereik het, nie net pa wat hier sê, man, basta, vergeet dit, jy gaan nie so 'n kar kry nie, jy gaan die volla ry, vergeet nou einde van die gesprek. Ja. Dit is maar net 'n ligte lyn, 'n praktiese voorbeeld van hoe hierdie goed baie keer in families, besighede en situasies uitspeel. Goed, so ons beweeg hierso in basies deur 'n 4-stap proses, waar dit ontstaan met 'n familielid wat ongelukkig is oor iets, ontsteld is oor iets en 'n klagte het. Goed. En dit berus baie keer op 'n verwagting, maar 'n verwagting wat nooit gedeel was nie, nooit bespreek was nie. Nou kom hierdie verwagting na die ongelukkigheid, kom nou na die oppervlak en nou kan ons dit in die lig sit en nou kan ons daaroor praat. So dit raak nou amper 'n versoek. Nie, ek het altyd verwag dat ek hierdie dierkar sal hê nie, maar nou sê ek vir julle, ek wil dit graag hê. En dan kan die ouers sê, nee, maar dis belaglik, dit kan nie. Maar in plaas daarvan om net nee te sê, kom die familie dan nou waar hulle ten minste nou hieroor praat en die versoek oorweeg, kom hulle op 'n plek van 'n nuwe ooreenkoms en sê, nee, dit gaan nie wees nie, maar jy hoef dan ook nie vir altyd met oupa se ou volla te ry nie, ons gaan hier 'n ding uitwerk. Kom oor hierdie en hierdie ek, jy kry jou graad klaar, die en daai, en dan beweeg ons in die rigting. Maar dis dan wanneer mense die ooreenkoms bereik. So, ek het nou 'n ligte lyn net 'n eenvoudige voorbeeld gekry, dat julle, soos die Engelse sê, die drift van die tegniek kry. Goed, Niels, so ons het hier 'n fiktiewe situasie, so as jy gou net hierna kan kyk, ek en jy kry hierdie al hoe meer in die jonger generasies, veral waar ons met trust werk, waar jy met trustfonds babas begin sit, kinders wat ook al skool klaar maak en nou beroepsstudente word, of net hulle word net nie groot nie, hulle kom net nie uit die blokke uit nie, en hulle wil afhanklik wees van hulle ouers in die trust vir altyd. En dit raak nou 'n ongelukkigheid. Die ouers wil hierdie
wil hierdie kyk nou uit die nes uitskop, maar ja, so ons frustrasie so. Ja, so hierdie frustrasie wat nou hier in die familie dan nou bestaan is that they are frustrated that we are paying for all of our 25-year-old son's living expenses. So as jy nou 'n gefrustreerde pa is, moenie nou jou link vir jou kind stuur en sê kyk hierdie episode laat jy uit die blokke uitkom nie. Kyk die hele episode self deur en kyk hoe moet jy dit hanteer. Ja, so hierdie situasie is nou in die familie, né? Hierdie ouetjie is gemaklik, hy's nêrens heen op pad nie. Nou moet jy gaan sê, okay, hier's nou eintlik 'n verwagting in die familie, maar hulle het nog nie regtig met mekaar diep hieroor gepraat nie, want sekere goed is vir die ouers dit was vanselfsprekend. As jy so gelukkig was om te kon leer na skool, dan het jy daarna onmiddellik gaan werk. Dit was nie eers 'n aanname dat jy kon gaan. Die familie moes baie keer sê 4 kinders, ou boet is baie skrander, hy gaan 'n dokter word, ons anders gaan maar net matriek en ons gaan die besigheid werk, né? Maar nou is dit anders, nou is hier baie geld. So die verwagting is hierso dat kinders moet finansiëel onafhanklik wees nadat hulle universiteit of college klaar gemaak het. So hierdie seun van 25 wat nou rond lê by die huis en op die familiebates en welvaarteer, het dalk op 23 klaar gemaak, maar hy het geen plan om werk te gaan kry en finansiëel onafhanklik te begin word nie. So die verwagting van die familie is dat hy moet aanbeweeg in sy lewe en finansiëel onafhanklik raak. So nou kom hierdie ding nou vir die eerste keer, hier's konflik, hier's frustrasie, en nou praat hulle vir die eerste keer mekaar. Die ouers het eintlik gedink, hy moet al hier van 23 'n plan maak, op 25 het hy nog geen plan nie, maar hier kom nou 'n versoek van die ouers na hom toe. Hulle besef, hy kan allerhande goed wees, hy's emosioneel onvolwasse. Hulle het hom bederf groot gemaak. Hy het dalk emosionele uitdagings van angs, depressie, weet wat dit ook al mag wees, sosiaal wanaangepas. So hulle weet dit is nie, wel hy het dit nie teen 23 gedoen nie, maar hulle het nog nie vir hom gesê dit was hulle verwagting nie. Hier is ons op 25. Die kans dat hy dit nou gaan doen is dalk nie moontlik nie. Hy gaan tyd moet verloop, hy gaan moet dalk terapie, hulp, wat ook al kry om daar te kom. Maar nou ontstaan hier 'n nuwe versoek as jy dit miskien kan deel. Ja, so ons het nou hulle persepsie, sy persepsie en die versoek wat dit verwoord is dat we'd like you to be financially independent by 27. Hier kom dit na die ouetjie. Ja, net nog 2 jaar in die warm nes. So, wat gaan ek doen? Goed, en dan kom hulle tot 'n ooreenkoms. En hierdie ooreenkoms is dan nou argumentsonthaalwe om te sê, seun gaan deur terapie, hy gaan ligte werkies binne die familiebesigheid begin doen, sekere take, verantwoordelikhede begin opneem, hy gaan gementor word deur dalk sy oom of sy pa se, kom ons sê, mede-besigheidseienaar, dalk nie direk weer deur sy pa nie, hy gaan sekere vaardighede leer, maar ons wil dan hê dat hy moet teen ouderdom 27 finansiëel onafhanklik wees en ten minste 75% van sy uitgawes deur sy salaris, wat hy nou binne of buite die familiebesigheid verdien dek, en dan wil ons om teen 28 heeltemal uit ons sakke en uit die huis uit hê. Ja, dis die kompromie eintlik dan. Ja, maar dis die ooreenkoms. Anders as jy nie hierdie pad volg nie, kan jy eindelose konflik hê, maar jy's nie besig om eintlik konstruktief na iets te werk wat gaan help nie. So, ek dink hierdie is 'n oulike manier net om van onuitgesproke verwagtinge van albei kante in die familie deur te beweeg, dat mens actually die versoek op die tafel kry, realisties daarna kan kyk en kan sê, maar okay, kom ons sit hierdie nou in woorde en ons bereik 'n ooreenkoms. Ons presies weet waar ons met mekaar staan, weet wat word van wie verwag, en dan kan 'n mens die vordering daarvan af kan 'n mens dophou. Ja, Right, ek hoop hierdie help. Interessant, ja. Goed, ja, so ons gaan gou 'n handelsflitsbreek neem. Dankie aan RIG hierdie vir ons moontlik maak. Hoe gaan dit met jou geldsaake? En met jou? Jy sien, in die soeke na wins vergeet jy soms om jou beleggings met jou waardes te belyn. En dis wanneer dinge begin skeefloop. So, het jou beleggingsportefeulje waarde en ook waardes. RIG Adviesdienste sorg dat jou beleggings by jou pas, sodat jy trots kan wees op elke maatskappy waarin jy belê. Hoe jy geld maak, maak saak. Belyn jou beleggings met jou waardes. Kry jou finansies op koers met 'n persoonlike padkaart na ware welvaart. RIG. Wysheid vir ware welvaart. Goed, jy is ingeskakel by RIG Adviesdienste vir se familiewyse welvaart kanaal. Niels, waar ons in episode 96
gesels oor, ek dink 'n belangrike onderwerp, en dit is, hoe beweeg 'n mens van onuitgesproke verwagtinge, binne 'n familiebesigheid, tot 'n plek waar mens tot 'n nuwe ooreenkoms kom. Nou, en die van julle wat dalk nou inskakel, ek en Niels het in die eerste helfte van die program, het ons 'n praktiese voorbeeld gevat, van 'n 25-jarige seun wat geen plan het om uit sy ouers se nes te kom nie, en ons het deur die proses gegaan. So, kom ons vat nog 'n voorbeeld hier in die tweede helfte van die program. Nou, ons sien hierdie nogal in praktyk, waar oupas en oumas met die beste bedoeling in die wêreld, gewoonlik in families met beduidende welvaart, vir hulle kleinkinders begin trust oprig. Okay? So, maar nou moet jy verstaan, is oupa en ouma hier aan die een kant, nou het jy hierdie kinders, oupa en ouma se kleinkinders se ouers, en kom ons sê, dit is die pa en ma se dogter, en sy is nou met haar man getrou, die skoonseun, en hier's nou van hierdie kleinkinders wat die oupa en ouma wil bevoordeel. Nou rig hulle die trust op, maar hulle doen dit eensydig in gesprek met die ma, en tot voordeel van die kinders, en hulle ignoreer die pa in die proses. En kom ons maak die aanname net vir die doel van hierdie voorbeeld. Die pa is dalk 'n prokureur, hy weet wat in trust aangaan. Kom ons maak die aanname, die ouers weet nie so mooi wat in 'n trust aangaan nie. Hulle wil net 'n trust hê vir die kleinkinders, want dis 'n goeie idee, en hulle wie ook al adviseer het vir hulle gesê om vir die kleinkinders se trust maak. Nou is hierdie ouers kwaad, die dogter is ook nou sommer kwaad, omdat haar ouers haar man geïgnoreer en eintlik doelbewus uitgesluit het uit hierdie proses. So ons sit met hierdie stukkie ongelukkigheid in hierdie familie. So kom ons kyk wat die verwagting hier kom wees, maar wat nooit uitgespreek is in die kommunikasie tussen die partye nie. Jy kan gou daarna kyk. Ja, so hulle verwagting is that the parent should be in charge of any financial decision that impacts their own children. Ja, so hierdie pa en ma, of eintlik hierdie pa veral voel, oupa en ouma kan nie nou 'n trust kom opsit nie. Hulle het 'n trust hier opgerig wat die trust oopmaak, kom ons sê, vir hulle kinders se skoonkinders. En oupa en ouma het nooit besef, hulle het nou aanverwante in die trust ingeskryf nie, en pa voel eintlik maar, julle hou hierdie ding in die bloedlyn aan mekaar, julle het my actually uit die goed uitgeskryf, ek deel niks hier erns in welvaart nie, nou gemaak julle trust, waar my kinders se lewensmaat se ewe skielik hier in die spel inkom, hoekom is ek gesideline nie? Verseker plek vir konflik. Ja. So dis die verwagting van die pa se kant af, jy weet, en julle wil dalk nog ek moet 'n trustee eendag op hierdie trust wees, julle maar ten minste net met my praat oor wat julle besig is om hier te doen. So, nou kom hier 'n versoek, so ons is daarom nou op 'n plek wat ons met mekaar praat en sê, wat is die issue hierso? En dan, as hierdie pa enigstens 'n sê in hierdie goed gaan hê, vorentoe 'n trustee gaan wees, sy kinders gaan raad gee, uit 'n goeie verhouding met hulle, dan moet hy ten minste ingetrek word in hierdie gesprekke, dat 'n mens op 'n plek kom waar hy ten minste deel voel hiervan, en dat hy gewaardeer voel vir die insette, wat hy hier lewer. Nou Niels, kom ons gaan kyk, tot wat se ooreenkoms kom die familie nou. Kom ons sê oupa en ouma is hier hardkoppig, hulle stamp nog steeds koppe hier met hulle skoonseun. Wat se tipe oplossing kan die familie dalk kry, ja? Yeah, so the family will hire a wealth coach to facilitate the conversation of wealth transfer before finalizing future transfers. So kry iemand van buite om net so 'n bietjie die ding te ontlont, né? Ja. En die wealth coach gaan heel waarskynlik met die skoonseun saamstem, maar dit dalk nie slim is om die aangetrouwde, maar hy sal dit op 'n subtiele mooi manier doen. Oupa en ouma is happy, die trust ontstaan vir die kleinkinders, pa is happy, en jy het eintlik van 'n frustrerende situasie waar daar nie goed gekommunikeer was nie, waar daar verskillende verwagtinge was, onuitgesproke verwagtinge, mens ten minste nou gaan kom op 'n plek waar jy by 'n nuwe ooreenkoms kan kom. En ek dink die positiewe wat ek uit hierdie hele oefening neem, waar hierdie werk wat ek en Niels, en partymal ek en Karen met julle hier gesels is, ons probeer vir familiebesighede hier praktiese goed gee, amper soos tools, wat julle mee kan gaan werk binne julle familieondernemings, om te kyk of dit werk.
En ek dink doodgewoon net deur na hierdie prosesse te kyk kan help. Ja, ek dink dit identifiseer dalk net iets wat by jou resoneer en sê, hier's iets wat ek nou moet kyk, of ja, my probleem is nie so uniek as wat ek gedink het nie, en dan uit te reik na iemand wat jou met hierdie proses kan help, want ek bedoel, ons raak maar net aan die puntjie van die ysberg hier, en baie van die goed het jy eintlik iemand nodig om jou te help om jou deur daai proses te journey, as mens dit nou so kan uitstel. Ja. Nee, absoluut so. Ons gesels in 'n volgende episode met julle, episode 96, oor hoe herskryf 'n mens die spelreëls vir jou familiebesigheid. So, gaan vat hierdie oefening wat ons nou hierdie week met julle bespreek het en gaan kyk 'n bietjie, jy weet, hoe kan julle familie se gesprekke beweeg van onuitgesproke verwagtinge na behoorlike ooreenkomste. Loer gerus in ons skool van wysheid vir welvaart, daar's kursusse, kyk na ons YouTube kanaal van Familiewyse Welvaart. Die van julle wat na die video weergawe hiervan kyk en nie na die podcast luister nie, hier's 'n QR-kode op die skerm wat julle kan inskandeer, wat julle na 'n mikro-website toe vat, waar alles wat ons oor Familiewyse Welvaart trots in Afrikaans by mekaar getrek. So 'n bietjie Engels tussen. Ja, nee, ons het nog 'n bietjie Engels gelees vandag. Ons voorbeeld was Engels, so hopelik is dit iets waarmee ons Engelse gehoor vandag mee kan relate. Kontak ons by info@rig.ac of op ons webwerf rig.ac. Tot volgende keer, Niels, baie dankie. Dankie wel. Volgende keer gesels ons verder oor wyshede wat families nodig het vir ware welvaart. Familie. Wyse Welvaart.